Liewe Berse gemeente en vriende, goeiemôre aan almal van julle. Ek het vanmôre wakker geword met iets op my hart. Iets wat miskien 'n bietjie snaaks sal wees. Sekere dinge is eenvoudig snaakser wanneer die omgewing en die konvensie voorskryf dat jy nie veronderstel is om te lag nie. Wanneer daar verwag word dat 'n ernstige oomblik eerbiedig moet word, gevolglik is dit logies dat die kerk een van die plekke is waar daar gereeld insidente en voorvalle gebeur, wat vir die van ons wat dit moeilik vind om ernstig te bly, 'n groot probleem kan wees. Ag, hoe verlang ek nou die eredienste, hoe verlang ek om net weer saam met my boeties en sissies lekker te sing en die Here, ons Vader, te prys, en te loof, musiek te maak. Ja, ons kan nie op die oomblik maar net maak soos ons wil nie, daar is 'n pandemie en daar is altyd die moontlikheid dat ons mekaar sal aansteek met 'n virus wat dodelik kan wees. Maar ek herinner my aan insidente wat wel in die kerk gebeur het, wat altyd by my sal bly, wat 'n mens laat lag as jy weer daaroor dink. Ja, daar moet ernstige oomblikke wees, maar as ek dink aan die twee ou oomies wat voor iemand, 'n vriend van my gesit het, of kom ons sê gestaan en sing het, en hulle het een boekie gedeel, een liedereboek of 'n psalmboek of gesangeboek gedeel. Die een hou vas met sy linkerhand, ander met die regterhand. En so het hulle kliphard gesing. En die vriend wat agter hulle gesit het, het die een oomie so 'n stampie gegee en vir hom gesê: "Meneer, julle boek is onderste bo." Maar het die oom hom nie skielik so vererg nie. En hy het omgedraai en vir hierdie jong man gesê: "Kan jy nie sien, ons is engels nie?" En die mense wat daar rond gesit het begin lag. Want dit was toe nou nie die antwoord wat hulle verwag het nie. En so gebeur dinge in die kerk soms, wat 'n mens net laat lag. Ek onthou ons noem hom oom Japie, wat in een van ons kerke in Rustenburg, die ou groot kerk wat in die middel gestaan het, die ou oom Paul was ook al in daai kerk. En dan was die galery opgehou deur sulke ysterpilare, en die pilare dwars deur die bank gegaan onder. Daar was altyd 'n plek waar 'n mens omtrent nie kon sit nie, behalwe as jy kon inskuif agter die pilaar. En eendag het oom Jaap, wat baie keer bietjie laat was, ingekom en die kerk was vol. En hy kon net plek kry daar by 'n pilaar, en hy het so met sy bene rondom die pilaar, agter die pilaar gaan sit. En natuurlik het ons toe al geweet wat gaan gebeur. Oom Jaap het begin vaak word, en ek kan sien hy veg, en almal van ons het begin hom dophou, want hy veg teen die slaap. Nader het sy hande om die paal vasgehou, en met sy kop so teen die paal gelê. Ander keer het hy weer gesit en wieg, al vorentoe, en elkeen wag dat hy daai paal met sy kop moet slaan. En dan, uiteindelik gebeur dit. Met 'n groot harde slag stamp sy kop daai paal terwyl hy slaap. En hy spring op, en hy wurm hom uit, en hy staan met sy arms in die lug. En toe sien hy dat hy die enigste een in die kerk is wat staan. En al die mense kyk vir hom. En die predikant het stil geword. Die mense het saggies begin giggel. Die wat nader aan hom gesit het begin lag. Aan die einde van die diens het ons hom buite gekry en gevra: "Oom Jaap, wat het gemaak dat jy regop spring met jou arms in die lug?" Sy: "Man, weet jy, ek het toe nou aan die slaap geraak, en ek het gedroom van John Wayne met sy pistool wat voor my staan en vir my sê, 'Hands up!' En ek het opgespring, en ek het gehands up." En dit was natuurlik nou baie snaaks, want dit nou in die kerk gebeur,
Ag, en daar is so baie insidente rondom die kerk en dinge wat in die kerk gebeur. Maar tog, in hierdie tyd van inperking verlang ek na daardie saam wees. Dat ons maar net weer, soos boeties en sissies, kan saam die Here loof en prys. En hier en daar sal 'n ouetjie aan die slaap raak. Maak nie saak nie, net daardie saam wees. Galasiërs 5 sê dat 'n vrug van die Gees is vreugde, en ons mag lag, en ons mag vol vreugde wees. En ons sien uit daarna, dat ons weer in die erediens sal kan sit en sal kan luister en hoor wat die Here deur die prediker met ons deel. Wat die Heilige Gees en wat die emosie en alles so deur mekaar met ons praat. En wat ons daar uitstap aan die einde van die diens en weet dat vandag het die Here vir my iets kom sê. Daarom wil ek vandag in hierdie ou praatjie nie veel ingaan op allerhande dieper Bybelstudies nie, maar net vir u sê, ons verlang ja, maar onthou, dat ons Here is in ons huise saam met ons. Hierdie wondergod van ons is deel van ons. Hy is in ons. U kan hom nou, daar waar u is, kan u hom loof en prys met 'n mooi lied. U kan vir hom sing, u kan met hom praat. Ag, ons kan die Here eer gee, net waar ons is. En onthou, dat die liggaam van die mens is die tempel van God. En die gebou is vir ons belangrik, want dit is ons tradisie, dit is soos ons groot geword het. Daar toe ek 'n kind was nog, my ou tandmerkies in die houtbanke gewees het, as ek moes verstaan het, en dan byt ek aan die bank voor my. Ja, daai gebou is baie belangrik. Ja, dis belangrik, die manier wat ons dit doen daar. Maar kom ons besef, dat ons vat vandag die kerk in ons huis in. Ons is met die Here en saam met hom, en kom ons prys hom vandag as kinders van God. Kom ons bid saam. Vader, as ek terugdink aan my lewe, Here, as ek dink aan die manier wat u in dienste al met my gesels het, ag, nie net met my nie, maar Here, waar u my al uitgedaag het in my lewe, en hoe wonderlik dit was, om saam met my broers en susters in die gemeente, u naam groot te maak. Here, om net te kan sing, en te kan saam bid, en saam bely, en saam luister. Hoe wonderlik is dit nie? Baie dankie, Here, dat ons nie die onderlinge byeenkomste sal verontagsaam nie, maar dat ons nog, al is ons net in ons huis vasgepen, met ons huisgesin, 'n erediens sal doen, tot u eer. Ja, in ons huis, in elke huis, sal 'n kerk word, terwille van die koning van alle konings. Dankie vir Jesus Christus ons Here. Dankie vir Heilige Gees wat ons inspireer. Dankie vir Vader wat vir ons omgee. Amen.